Baie hartlik welkom vanmôre. So 'n wonderlike dag by mekaar waarin ons die Here Jesus kan verheerlik omdat hy opgestaan het en dat hy lewe. Dis bly vir elkeen wat hier is, ons gebed is dat die Here ons vanmôre ook aan sy hart sal vasdruk. Ons gaan vandag nie sing nie. Ons gaan dat kinders van die Here vir ons sing. Dit is 'n besondere geleentheid om aan die voete van die Here te kom buig en die Here te vertrou, soos elke Sondag in ons gemeente. Dan kom maar tye waar ons op 'n ander manier by mekaar is. 'n Tyd wat ons ingrypend in ons lewe en in ons harte God se lewe en sy pad en sy manier beleef. Nou, sommige van u is bekend met kosbare kinders van die Here in wie se lewe ons is en wie se wat in ons lewe is, maar vanmôre sal u wat miskien nie weet nie, so 'n klein stukkie meer kry, wat vir my en jou en elke kind van die Here en ook elke persoon wat na hierdie diens vanmôre en hierdie videoprogram luister, sy harte behoort aan te gryp. Ons gaan vanmôre net so vra dat die Here ons sal seën en ons harte stil maak en dan vra ons dat hy ons aan sy hart sal vasdruk. Kom ons sit net so, kom ons buig ons harte voor die Here, kom ons bid en vra dat die Here vir ons aan die hand neem en lei. Ons dierbare en wonderlike hemelse Vader, wondersoete Heilige Gees wat in ons harte werk en met ons praat, maar bovenal ons dierbare en verhoogde Here Jesus, die een waarom alles draai, die een wat na hierdie wêreld toe gekom het, sodat ons u kan leer ken, sodat ons in die volheid van God se genade kan lewe en kinders van die Here kan word, om deur hierdie wêreld te skyn onder 'n krom en verdraaide geslag. En nou is ons vanmôre ook by mekaar om in die besonder te dink aan kinders van u wat 'n baie groot merk in God se koninkryk gemaak het. En ons wil bid dat u, terwyl ons so 'n bietjie deur 'n programmetjie gaan stap, dat u in ons harte ons aan u hart sal vasdruk. Dat ons sal ervaar en elkeen wat hierdie boodskap sal luister en hierdie woorde sal hoor en hierdie pragtige getuienisse van iemand wat naby u geleef het en wat u pad gestap het en vir ons tot 'n voorbeeld is ook in ons lewe sal getuienis bring. Dankie vir u woord, dankie vir elkeen wat in hierdie tyd wat ons op aarde leef waar die uurglas van u genade tyd besig is om uit te loop, ook vir u moet lewe en vir u moet staan. Trek ons met koorde van liefde naby u, hou ons in die holte van u hand en word ook so in en deur ons lewe verheerlik in Jesus se dierbare naam. Amen. Nou liewe kinders van die Here, ek wil vanmôre vir u sê, hier in die suidpunt van Afrika het God 'n buurland langs ons gesit, so aan die noordweste kant van Suid-Afrika, Namibië, ja, die ou, ons ken dit, Suidwes-Afrika. Iemand het by geleentheid gesê, dit is 'n hemelland. Ek praat met iemand wat ek hier in George so 'n paar weke gelede ontmoet. En ek vra vir hom, terwyl hy Namibiese registrasienommer het, wat soek hy hier? Hy sê nie, hy is op pad terug om daardeur Fuelsdrift te ry. En as jy daar ingaan, by die hemelse poort, deur te gaan, na die hemelland toe. Nou, dit is 'n plat, dorre aarde, wat in mense se harte inkruip, wat van mense besondere mense maak. Dis hard, dis ongenaakbaar, dis 'n realiteit. En nou wil ons vanmôre 'n bietjie
stil staan, nie net by die plek nie, maar ook by sy mense, en dan in die besonder ook twee spesiale mense. Dis daar waar God nou saam met Suid-Afrika se water, ook strome van water deur daardie land laat vloei tot binne in die see. Maar is ook die land waar God genade water in mense se harte, nie net in Namibië nie, nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd uitgestroom het van kinders van hom wat groot en wonderlike werk vir die Here gedoen het. En nou wil ons vanmôre so 'n klein stukkie met u deel van hierdie God se voorsienende genade, daar waar dit in daai kosbare land en in ons land en wêreldwyd ingespoel het. In duisende dorpe en duisende harte van mense wat se lewens God nodig het. Ek gaan so 'n klein gedagtetjie in die Bybel in Matteus 15 met u deel. En dan na aanleiding van dit vir u 'n groot, heerlike, wonderlike, kosbare waarheid deel. Ek lees in Matteus 15 vers 25. Dis nou daardie Kanaanitiese vrou met 'n groot nood in haar hart, wat op 'n plekkie in haar lewe gekom het dat sy voor die Here Jesus Christus staan. En in haar nood en in haar soeke praat sy met hom en sy uiter hierdie woorde in Matteus 15 vers 25. Sy sê, daarop kom sy en val voor hom, dit is Jesus, neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kindertjies te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja, Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van die baase afval. Nou hierdie is 'n stukkie geskiedenis wat deur die eeue heen in baie mense se lewens en harte weer klink het. Broodkrummels wat vir die kinders bedoel is, maar wat vir die hondjies kos gebring het. Nou ek wil vanmôre saam met u hierdie kosbare waarheid deel oor die kenmerk van broodkrummels wat kosbare mense wat honger is versadig. Nou daar in die noorde van Suidwes-Afrika en Namibië het God twee juwele gevind wat iewers op hulle lewenspad voor hom kom buig het. Hulle het voor hom neergeval. Hulle het vir hom gesê, Here, help ons. En wat vir my wonderlik is, dat ek vir Eddie en Linda van 'n Merwe, wat evangeliste was, in nederigheid en toewyding, elke keer leer ken het as mense wat neergeval het voor die Here. En hulle het nooit opgestaan. In hulle diens vir die Here en alles met 'n geboue stuk in hart. Met Here help ons asseblief gelewe het nie. As ons vanmôre nou daarna kyk, dan moet ons vanmôre vir u sê, hierdie twee mense het 'n magtige werk vir die Here gedoen en 'n geweldige taak verrig en baie kosbare mense se harte aangegryp. Ek wil hê ons gaan vanmôre so dat hulle 'n openingslied vir ons sing. Dit lees my door.
Nou hierdie wonder twee mense was nie wonderlik in hulle self nie, maar dit wat God in en deur hulle lewe kon doen. Vir meer as 15 jaar probeer ons om elke jaar 2 weke deur Namibië te ry. Daar het ons in elke dorp van daardie land 'n klomp kinders van die Here. Mense wat die Here liefhet en mense wat vir die Here uitstaan. En met CD's wat ons vir hulle gee en lektuur wat ons druk, het ons hulle elke keer bedien en hulle besoek. En wat vir my kosbaar was, dan ook daar, wanneer oor die grens van die land gaan, is daar 'n radiostasie, Kanaal 7, waar Eddie en Linda ook baie hard, vol genade vir die Here gewerk het. En daar het hulle kennis gemaak met baie mense en het God elke dag met gebroke harte en geboe lewens een gebed in hulle lewe gevind: help my Here om vir U te werk en Jesus aan ander te verkondig, die water van die lewe in daai donker, verlore, warm, harde land en wêreld. Nou, wat vir my kosbaar is, wanneer hulle daar gewerk het en ons met hulle kontak het en ons het met hulle gesels, sal ek vandag afsluit en vir u vertel wat het gebeur met die laaste oomblikke toe ek met hom gepraat het, dieselfde dag, donderdagoggend, toe hy vir ons 'n laaste boodskap gebring het. Eddie het elke oomblik probeer, saam met sy vrou, om die wêreld te bereik. Hy het 'n eie radiostasie in Namibië gehad. Hy het op Kanaal 7 vir die Here gewerk. Hy het daar by die Spitskoppe 10 chalets gehad waar hy mense onthaal het en hulle met Jesus gedeel het en Jesus met hulle gedeel het. Nou ons het 'n afspraak gehad om mekaar Vrydag te sien in Isakos en dan sou ons Saterdag daar by die Spitskoppe saam met hulle oorgeslaap het en oorgebly het. Nou ek wil graag met u net 'n paar gedagtes deel en ek gaan vir u dit speel met Eddie se pitkos elke oggend. Hy het miskien die vorige aand al môre se pitkos, daardie kosbare saad van God se woord met mense gedeel. Ek gaan saam met u vanmôre so 'n bietjie daarna luister en ons vra dat ons net daardie eerste gedagtetjie deel asseblief. Nou verdra my tog asseblief as ek nog iets sê oor Jakobus 4. As ons in die ou tyd, en ek dink dit werk maar vandag nog so, as jy betrokke is by 'n weermag en jy's deel van 'n weermag en jy gaan heel met die vyand en jy word uitgevang dat jy aan die kant van die vyand gaan vriende maak het, wil ek amper sê. Dan is die moontlikheid baie groot dat hulle jou sou aankla en gaan aankla vir hoogverraad, wat 'n baie ernstige misdaad is, so geweldig dat dit jou lewe kan beteken. Aan wie se kant veg jy? Verstaan ek en jy regtig hoe God voel wanneer sy kinders gaan hoereer met die vyand? En dan wonder ek hoekom dit so maklik gebeur, en dan dink ek dit is dalk dat mense kanse vat om te gaan sonde doen en agterkom, maar God straf hulle nie onmiddellik nie. So asof hulle dink hulle kan wegkom daarmee. En dan gaan die sonde bietjie verder en dan gaan die hoereer met die wêreld nog verder, want die straf is nie onmiddellik daar nie.
En besef mense nie dat elke woord, elke daad, elke ding word opgeskrywe. Wanneer die Here Jesus sê dat die onkruid en die goeie plante groei saam, tot met die oes, dan kom die skeiding. Dan ril my hart om te dink dat wanneer ek met die wêreld oreer en al dieper en al verder gaan, word hierdie materiaal bymekaar gemaak vir die dag wanneer ek in die groot hofsaal voor die regverdige regter moet gaan staan oor my dade. Daarom skryf Paulus, kom uit, sal ek aanhou met die sonde, dan sê hy stellig nie, al is die genade groot. Kom uit Babylon uit, kom uit die wêreld uit. Wees heilig, want ek is heilig, sê die Here. En is God lankmoedig om nog te red en vir my en vir jou kans te gee om uit te kom uit die wêreld uit. Kom terug. As jy die kaartjie om jou nek het, Christen, kom uit die wêreld uit. So gou as moontlik. Bely, maak reg. En kom terug waar God jou, wat 'n jaloerse God het, jaloerse God is waar hy jou wil hê. In sy weermag, sy koninkryk, in hierdie wêreld, maar glad nie meer van hierdie wêreld nie. Mag die Here jou seën 'n geseënde dag. Nou die kosbaarheid van hierdie lewe van Eddie en Linda is dat hulle so alleen gestaan het. Ten spyte van 'n wêreld rondom hulle wat hulle vir Christus moes bereik. Elke persoon wat 'n kind van God geword het, het hulle hand gevat. Het hulle saam met hulle gestap. Het hulle die plan van God vir hulle lewe gesoek. En elke keer wanneer hy 'n videoklippie gee, dan is dit 'n stukkie brood wat hy vir mense gee. Ons het nog in die week wat verby is met mekaar gepraat en ons het vir hom 10.000 traktaatjies het gereed gestaan wat ons moet saamvat na Namibië toe hierdie week wat kom. Hierdie pad vorentoe om daar vir die Here ook daarmee te gaan werk. Kom ons kyk na hierdie klein stukkie brood wat hy uitgedra het, waar hy gekom het en wat hy gegee het. En daar was nie draaie nie. Daar was iemand wat elke dag gesê het, kom ons werk en ons lewe voluit vir die Here. Ja, iemand stuur vir my die volgende geskrewe stukkie wat sê, is dit moontlik dat iemand in die kerk, wil ek amper sê gebore is, groot geword het in die kerk, gedoop is in die kerk, getrou het in die kerk, nagmaal gebruik het in die kerk, gesterwe het in die kerk, en op die ou einde in die hel beland? Is dit moontlik? Wat sou jou antwoord wees? Die Here Jesus vertel 1 of 2 plekke juis dat die onkruid en die goeie plant groei saam, en die disippels vra vir, moet ons die onkruid uittrek nie? En Jesus sê nee, laat die onkruid en die goeie plante saamgroei tot met die oes. Op 'n ander stadium praat die Here Jesus oor die 10 maagde wat almal maagde was, en met die koms van die bruidegom het die skeiding gekom. Is dit moontlik dat ek 'n goeie ordentlike kerkmens kan wees my lewe lank en in die hel beland? Die antwoord is ja, dit is baie moontlik. Want jy hou vas of aan die kerk, of jy hou vas aan die God van die kerk. Want die kerk kan my nie in die hemel bring nie. En ek val geen kerk aan nie, ek het dit al hoeveel keer gesê op hierdie pitkossies. Ek wil net hê ons moet die verskil ontdek tussen
'n kultuursaak en 'n tradisionele saak en 'n vorm godsdiens of 'n ware verhouding met Christus die gekruisigde wat gekom het om met my 'n verhouding te hê. Daar's 'n verskil. Dank die Here vir die kerke. Dank die Here vir mense wat hulle lewe, ek wil amper sê op die spel plaas, en betrokke is en maak dat die kerk groei en dat die kerk lewe. Maar die kerk is maar net die plek waar ek en jy die God van die kerk moet ontdek en Jesus Christus die koning moet maak van my hart. En dit gaan alles, al my geroei en stoei, gaan oor hom en 'n verhouding wat ek met hom het, want hy is die lewe. Hy gee die lewe. Hy bring vir my by die lewe. Hy werk die lewe binne in my. Hy vat my deur na die ewige lewe, Jesus die Here. 'n Geseënde dag. Mag dit 'n kosbare dag vir jou wees hier na die opstanding van die Here Jesus wat ons gister gevier het. Die Here seën. Wat my aangryp is dat hy in hierdie pitkossies elke dag krummels bymekaar gemaak het en oor die wêreld gestrooi het op alle maniere. En ons gaan probeer om Woensdag deur die grens te gaan en die woorde, toe ek die laaste keer met hom praat en ek sê vir hom, Eddie, ons gaan jou by Isakos kry. Hy sê, ja, dan kan ons sommer ietsie daar eet en dan gaan ons Spitskoppe toe. Hy sê, en as die Here wil, dan kuier ons saam. As die Here wil, dan sien ons mekaar in Isakos donderdag. En toe hy hierdie kosbare woorde sê, toe weet ek, dit gaan 'n groot en 'n kosbare en 'n wonderlike kuier wees. En daar het hy besluit, en hy sê vir my, ek moet gou kom, en ons moet by hom draai, want ons vriend is by hom, en hulle het besluit, hulle gaan 'n plaas koop, waar hulle groot konferensiegronde begin, waar hy wil hê ons gemeente saam met hulle vir die Here iets moet doen. Kom ons luister na daai ander pitkossie wat hy net daarna gegee het. Ek gesels vanmôre met 'n vriend van my na die diens van hierdie opstanding Sondag. En hy sê vir my, hy weet dat Jesus gesterf het aan die kruis om ons van ons sondes te verlos en te bevry. Hy glo dit, maar hy voel dit is nie genoeg nie. Daar is iets wat happer, daar is iets wat hy kort kom. Nou dat Jesus vir ons sonde gesterf het, is mos absoluut die waarheid. Hy het gekom, hy het gesterf, hy was die offer, sodat ek van my sondes verlos kan raak. Dis mos die waarheid. Die ander deel van die waarheid is dat dit net die helfte van die waarheid is. En ons gesels daaroor dat soveel kinders van die Here die oorwinning wat Jesus behaal het aan die kruis met sy opstanding mis. Die nuwe mens in Christus mis. Want die vrymaak van sonde is die een kant van die saak. Om in hierdie vryheid te leef is die ander kant van die saak. Om die oorwinning wat Christus behaal het oor die dood, oor die magte van die hel, oor Satan te beleef en te ervaar, is die ander kant van die saak. En soveel Christene stop net by hierdie saak van, hy het my van my sonde verlos. Maar die tweede deel van die waarheid mis baie mense. En om in hierdie oorwinning wat die Here Jesus vir ons bewerk het te leef,
is daar natuurlik net hierdie een kern waarheid, en dit is dat ek en jy in gehoorsaamheid, 'n volkome oorgawe en absolute gehoorsaamheid in die voetspore van Jesus moet volg, om dit te kan beleef. Want God se seëninge gaan net saam met algehele oorgawe en absolute gehoorsaamheid aan sy woord. God kan nie iets seën buite gehoorsaamheid nie. Ek kan nie byvoorbeeld selfs as kind van die Here my eie pad loop en die seën van die Here verwag nie. Die seën van die Here kom met die gehoorsaamheid aan sy gebooie en sy verordeninge. Dis die tweede kant van die saak, en sal ons in hierdie volgende paar padkossies dalk mekaar kan help om in getrouheid, volle oorgawe, in gehoorsaamheid agter die gekruisigde aan te loop. Die Here seën jou geseënde dag. Die laaste keer toe ons praat, was ons gesprek lank. Dis asof hy nie wou totsiens sê nie. Asof hy nie wou ophou nie. En toe vertel hy my van hierdie persoon wat vir hom gesê het, hy wonder of Jesus genoeg is. Of dit alles wat ons nodig het. En hy sê, en toe sê hierdie man vir hom, hy weet nie of hy in God glo nie. En toe deel ek met Eddie hierdie waarheid, toe sê ek vir hom, iets wat 'n ander kind van die Here met my dieselfde dag hier in ons dorp gedeel het. Hy sê vir my, ek sê vir hom, Eddie, as 'n man wat sy hare gaan skeer het, terwyl hy op die stoel sit en die man sy hare skeer, toe sê hierdie man vir hierdie haarkapper, en jy geweet dat God in jou belangstel, dat hy vir jou lief is. En hy het vir hom onmiddellik gesê, ek glo nie in God nie. Ek glo nie in dit wat julle verkondig nie, ek glo eintlik glad nie. En die man het stil gebly, en toe hy klaar sy hare gesny het, het hy uitgestap, en toe hy by die haarkapper se deur kom, toe sê hy vir die haarkapper, hoor hier, weet jy wat? Ek glo nie in 'n haarkapper nie. En hy sê, maar hoe kan jy dit sê? Hy sê, wel, kyk hier buitekant hierdie haarkapper salon vir jou sit 'n man, 'n boemelaar, maar sy hare hang op sy rug, sy hare is lank. Nou, hoe kan ek nou met al die mense wat hier in hierdie land bly, en hier in die dorp, in 'n haarkapper glo, en almal se hare is lank? En die haarkapper sê vir hom, die rede is, hulle wil nie na my toe kom, dat ek hulle hare kan skeer nie. Hy sê, dis die rede, waarom mense nie in God glo nie. Hulle kom nie na Jesus toe, dat hulle vergewe kan word, dat hulle kinders van die Here kan word, dat hulle vrede met hom kan maak nie. En dit het vir Eddie verskriklik baie beteken. Terwyl ons met mekaar gesels, was dit vir hom wonderbaar en kosbaar. Want ek het geweet, na al die tyd wat ek na sy prediking en na sy woorde luister, is dit sy woorde. Sy enigste hartsbegeerte is dat iemand op die pad na Jesus toe moet kom. As jy melk in koffie inroer, daag ek enige iemand uit om die melk en die koffie weer te skei van mekaar. Dit kan nie. As ek in Christus ingesmeld is, wie kan my kom uithaal weer daar? Ek daag jou uit. Niemand. Daar is 'n ander ding van die kruis. En dit is waar Jesus die oorwinning klaar behaal het oor Satan en sy demone. Hy het na die hel neergedaal, waar hy wat gemaak het? Sy oorwinning gaan aankondig het. Ekskuus. Daarom het die hel probeer om te keer dat hy nie opstaan uit die dood het nie. Hy het opgestaan, hulle kon nie keer nie. Hoekom? Hy het finaal
oorwin. En wanneer ek en jy ingesmeld het in wie hy is, dan skrywe Paulus oor hierdie ding, dan vertel hy van sy pad van verdrukking en ellende en pak slaaf wat hy gekry het en met klippe gegooi is en vir dood gelos is en skipbreek gelei het en hongersnood en koud slaap en hy vertel al hierdie goed en op die ou einde in Romeine 8 dan roep hy uit, maar in alles is ek meer as oorwinnaar deur Jesus wat my krag gee. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte, omdat Jesus die oorwinning behaal het en ek ingesmeld het in hom. Vat hy nie die storms van my af weg nie, nee, want die storms mold my, die storms vorm my, maar ervaar ek dat binne die storms is dit hy aan wie ek behoort, in wie ek ingesmeld is, wat my deur die storms vat. Storm op storm, jy kan maar kom, want ek is ingesmeld in hom wat klaar oorwin het aan die kruis op Golgotha. En sy oorwinning gaan verkondig het in die hel. Ek behoort aan die gekruisigde Jesus, die oorwinnaar tot in ewigheid, aan wie God al die heerskappy oorgegee het tot in ewigheid. Ek is syne, ek is sy eiendom, ek is deur die Heilige Gees gemerk as eiendom van God, en wie kan dit verander? Ek is 'n oorwinnaar, al maak ek foute soms, al val ek soms, al lyk dit asof ek met die rug teen die muur staan en ek het nie antwoorde nie soms, beleef ek hoe dat God, wat die oorwinning het, en behaal het, en bewerk het aan die kruis, in Christus, vir my elke keer deurvat, en deurvat, en deurvat, deur die storms, meer as oorwinnaar, deur Christus, wat my krag gee, dit het die kruis vir my kom bewerk, nie die kruis nie, die man aan die kruis, sy naam is Jesus, die gekruisigde, die geliefde van God, God se lieflingsseun, aan wie hy die heerskappy gegee het, en ek het deel geword daarvan. My naam is geskryf in die boek van die lewe. Ek wag net, dat hy my kom haal, dat ek by hom kan wees. Ek weet dit verseker. Die Here seën jou geseënde dag. Die laaste keer toe ek met hom praat, toe sien ek, hy het ook die stryd van al die kinders van die Here se stryd in sy lewe ervaar. Want niemand wat naby God leef en vir die Here werk, het dit maklik nie. En terwyl ek met hom praat oor sy werk vir die Here en wat ons nog meer vir die Here kan doen, het hy op sy eie mooi, nederige manier vir my gesê, weet jy wat? Ek is nie 'n teoloog nie. Menende hy het nie 7 jaar opleiding gedoen. Hy is nie georden. Hy is nie 'n dominee deur kerke gemaak nie. En terwyl hy vir my sê, ek is nie 'n teoloog nie, toe het ek met hom gepraat oor daai ou dogtertjie op die bus, wat vir die oom wat wel geklee langs hom sit en sê, oom, kan ek vir oom 'n persoonlike vraag vra? En hy sê, ja. En sy sê, oom, glo oom? Hy sê, ja. Hy sê, oom, glo oom die Bybel oom? Hy sê, ja. Sê, oom, glo oom alles wat in die Bybel staan? Hy sê, ja. Sê, oom, glo oom dat daar staan in die Bybel dat Jesus vir ons gesterf het, oom? En hy sê, ja. Sê, oom, glo oom dat Jesus vir oom se sonde gesterf het, oom? Sê, ja. Hy sê, oom, glo oom dat Jesus oom se sonde kan vergewe, sê ek vir Eddie. En hierdie dogtertjie sien hierdie oom draai na haar toe en hy sê, vrou, hoorie, dogter, weet jy met wie praat jy? En sy sê, nee oom. Hy sê, ek is 'n teoloog van 'n universiteit.
En ek lei ander teoloë op. En in haar onskuld kyk sy na hom en sy sê vir hom, en ek sê dit vir Eddie, die dogtertjie sê vir hierdie teoloog, oom, weet oom dat die Here daai sonde ook vir oom kan vergewe. En nou Eddie sê vir my, baie dankie. Ek het altyd geweet, dis die belangrikste, om Jesus met mense te deel. Hy het ook sy bemoediging nodig gehad, hy het ook sy moeilike pad gehad, maar hy het nooit opgehou, om met sy hele lewe, elke dag, 24 uur van die dag, vir die Here Jesus te lewe nie. Nou, dit is 'n nuwe week, en elke dag is 'n nuwe dag, 'n dag deur die Here gemaak, en dan sê die woord, kom ons wees bly, en ons verheug ons in God se dag, en die feit dat ek en jy nog asemhaal en lewe. Nou wil ons 'n bietjie terugbeweeg na laasweek se pitkossies toe. Die woord welis se definisie of verduideliking dan sê dat dit is 'n intense of 'n onbeheerste seksuele hinkering. Aan die ander woorde, dit gaan oor die seksuele kant van die saak. En dan beskryf die verklarende woordeboek dit ook as 'n oorweldigende begeerte of hinkering. Aan die ander woorde, dit beheers jou heeltemal. Welis plaas sy fokus daarop om homself te plesier, en dikwels lei dit tot ongesonde optredes om jou eie begeertes te vervul, ongeag die gevolge. Hoor mooi, welis plaas hy fokus daarop om homself te plesier, en dikwels lei dit tot ongesonde optredes om jou eie begeerte te vervul, ongeag die gevolge. Welis gaan oor besit en hebsug. Waarom noem ek dit vanmôre? Omdat Jakobus baie duidelik skryf in Jakobus 4 dat julle het nie, omdat julle nie bid nie, omdat julle verkeerd bid, en dan sê hy, om dit in julle welliste deur te bring. Waaroor gaan my gebed? Gaan dit oor God en sy saak, of gaan dit oor my? Want verstaan mooi dat God 'n jaloerse God is. Hy wil sy kinders beskerm, hy wil hulle by hom hou. En die oomblik wanneer ek my fokus daarop plaas, om myself te plesier, intense, onbeheerste hinkering, begeerte, om myself te bevredig, nie net op seksuele gebied nie, maar buite God se wil, buite sy gees se leiding, my eie plesier, en dikwels dit te regverdig en verskonings daarvoor te hê, dan noem God dit dat ek 'n egbreker en 'n egbreekster is. Toe ek in 'n verhouding met Jesus ingegaan het, het ek as ware my verbintenis aan hom is soos in die huwelik. Dat ek met hom as ware trou. Dit gaan ons gebeur in elk geval daardie dag wanneer hy kom met die groot bruilofsmaal. Maar nou reeds wanneer ek besig is met my eie begeertes en my eie planne en met rebelsheid en met 'n intense onbeheerste begeerte my eie goed doen, dan noem God my 'n egbreker en 'n egbreekster, en dan sê hy, weet julle dan nie dat vriendskap met die wêreld, as jy gaan hoereer met die wêreld, dat jy 'n vyand van God word nie? Dis 'n geweldige woord. Dis 'n geweldige woord. Mag die Here vir ons help, dat ons hierdie ding reg sal verstaan, en nie sal gaan hoereer met die wêreld, soos 'n vark wat uit die modder uitgehaal is, en weer omdraai, en gaan rol in die modder nie. Kom weg uit die wêreld uit.
Ons is aan Christus verbind aan God, deur Christus. Ons is sy eiendom, ons kan nie weer gaan hoereer met die wêreld nie, ons mag nie, want dit veroorsaak dat ek 'n vyand van God word. Mag die Here vir ons help, die Here seën jou, geseënde dag. Ek stuur al Eddie se pitkos verhaaltjies en Bybelwaarhede vir kinders van die Here oor die hele land en in die buiteland. En 'n kind van die Here stuur vir my so ietsie wat hy skryf. Hy sê, hierdie kind van die Here, as hy van Jesus praat, moet jy oplet. Dan kyk hy op, asof hy vir Jesus het sê. Asof hy met Jesus praat, wanneer hy oor iemand anders praat. En toe ek dit sien, toe sien ek iets raak. Die wonderlike gesindheid in sy hart, om iemand te kan help, om hierdie wonderlike Jesus te leer ken. En donderdagoggend, toe het ek die kosbare gedagtetjie by hom gehoor, wat hy praat van hierdie twee boeties. Hierdie twee boeties wat besluit het hulle gaan pampoene steel, by die bure langsaan. En ons gaan vir u nou daarvan vertel. En hy gaan dit met u deel. Nog net so een gedagtetjie rondom hierdie hele ding van God se alwetendheid en alsiendendheid, want hy sien waar ek probeer wegsteek, weet God. Ek het gehoor van die twee seentjies wat gaan pampoene steel het in die buurman se yard. Die ouer seentjie en dan die kleiner seentjie, die jonger ene. En toe slyp hulle in een aand met die maan skyn. Toe slyp hulle nou daar na die draad, na die heining toe van die buurman waar die pampoene is. En want die ouer seentjie het vir die jonger enetjie beloof, as jy nie saamkom nie, wag daar vir jou pak sla. Nou ja, die jong seentjie is nou saam. En toe kom hulle by die boer se draad. En die ouer seentjie, die vooraan die een met die plan, wil so tussen die drade deurklim, en toe hy so buk om deur die draad te klim, toe kyk hy die kant toe, en hy kyk daai kant toe, en hy kyk agter toe, en hy kyk oral, en hy sien nie, maar daar's niemand wat hom sien nie, en toe hy so deur die draad wil klim, toe tik Kleinboet hom so op die skouer en sê van Boeta, 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 en hy vra, wat is dit? En Boeta, Kleinboet sê vir hom, jy het vergeet om op te kyk. Jy het vergeet om op te kyk. Jy kyk links en jy kyk regs en jy kyk na alle kante toe en jy sien niemand nie. Maar as jy sou opkyk, sou jy geweet het dat God se oog is op jou. God sien. Hy weet wat ek doen. Hy weet. Want al vlug ek in die donkerte en as die donkerte vir hom lig en weet God alles en sien hy alles. Dit help nie om vir God te probeer weghardloop nie. Dit help nie om vir God te probeer wegkruip nie. Dit help nie om iets te probeer doen wat jy dalk dink God weet nie van nie. God word nie onverhoeds betrap deur waarmee jy besig is, of wat jy aanvang, of wat jy beplan om aan te vang nie. Want selfs die gedagtes weet hy wat ek dink, voordat die woorde op my tong is. Ag, as hierdie waarheid tog maar net wil insink in ons hart, dat waar ek beweeg, wat ek doen, hoe ek optree, selfs net my lyfstaal, die gesindheid van my hart, is vir God nie onbekend nie. Hy weet alles, hy ervaar alles, hy's God, sy oë kyk oral. En as ons dit ons motto maak, hierdie verskriklike ware waarheid,
dan sal ons lewens ook op 'n ander manier aanpas. Want dit is vir wat ek sê en wat ek doen en hoe ek leef, wat ek eendag voor hom moet staan. Kom ons gaan leef sodat hy verheerlik word deur ons lewe. Die Here seën vir jou. Ja. Dit was Eddie se laaste boodskap. Donderdagoggend. Toe weet hy nie, oor 'n paar ure sal hy by Jesus lewe. Tussen Okanja en Karibib ry hulle die middag. En die motor kom van vooraf. En hulle kom in 'n geweldige botsing. En hulle motor word van die pad afgeslinger. En hy en Linda en ons vriend saam met hulle lê langs die pad en uitbrand. Ou Fritz en Eddie en Linda, God roep hulle huis toe. En op die mees onverstaanbare manier, wat vir ons duister en donker is, en ons nie weet hoe kom nie, en wat nie, is dit vir my kosbaar. Om te weet dat hierdie week wat kom, sal ons hulle help met die begrafnisgeleentheid. Ons sal seker saam met die kinders in die week daarin doen. Swak op moed 'n tydjie deurbring. En voor ons afsluit, net met u iets deel. 'n kind van die Here 'n paar jaar gelede het 'n droom. En hy droom dat die hele wêreld in hulle massas afstroom na die ewigheid sonder God, om oor die grens van die hel te stort, sonder vrede en sonder Jesus. En wanneer hy droom, dan wonder hy, hoekom doen iemand nie iets daaraan nie? En hy sien hier is 'n lang ry mense, so 'n kilometer voor hierdie afgrond, wat so 100 meter uitmekaar uit. Almal sit met 'n naald en 'n lyn en blommetjies. En al wat hulle doen is om hierdie blommetjies binne in hierdie garing, naald en lyn in te ryg, om so lang stringe, mooi blomme te vorm. En die mense stroom by hulle verby, en niemand gee om nie, want elkeen is met sy eie ding besig. En hy sê, en hy droom, en hy loop aan, en hy sien tussen hierdie afstande waar hierdie mense met hulle eie goed besig is, staan daar, hier en daar iemand, wat uit hulle hart uit skreeu en sê, stop, draai om, moenie verder loop nie, probeer hulle uit hierdie verlore, doemwaardige toestand en gevaar waar hulle is, uithaal. Nou ek wil vir u sê, ek ken baie kinders van die Here in ons land, en ek dank die Here, baie van hulle is besig om te sê, draai om. Eddie en Linda was sulke mense. Mense wat omgegee het. Mense wat geweet het, ek moet vandag alles sê wat gesê moet word, want môre kan te laat wees. Eddie se boodskap was Jesus Christus. Eddie en Linda het mense na God toe getrek met sang en musiek, maar met die woord van die evangelie wat hulle elke dag verkondig het. En my vraag is, wat doen ek en jy? Elkeen wat vandag getuig, bely dat ons kinders van die Here is. Ek wil iets met u deel. Nie u of ek, niemand nie, kan Eddie en Linda se plek
vol staan nie. Maar wat ons kan doen is, ons kan ons plek vol staan. Ons kan ons plek vol staan. Ons kan dit doen wat God van my en jou verwag. Om te bid, en te werk, en te arbei, en ons hand na ander uit te steek, soos Eddie en Linda, in hulle lewe, hulle hand na ander uitgesteek het. Hy het nie geweet of donderdagoggend die laaste boodskap is wat hy oor Pitkos sou bring nie. Maar een ding het hy geweet, is dit maak nie saak hoe hy uit hierdie wêreld uitgaan nie, hy gaan by Jesus wees. Ek en jy weet nie of dit die laaste keer is wat ons hier in die kerk gaan wees nie. Ons weet nie of dit ons laaste boodskap sal wees nie. Ons weet glad nie wat die toekoms vir ons inhou nie. En ons sê vir mekaar, ons lewe is nie in ons hand nie. Maar wat waar is, ons lewe is in God se hand. En dis hy wat die sleutels van ons lewe draai. Dis hy wat vir ons sê, volgens Psalm 90, keer terug mensekind. En dan is ons nie meer daar nie. Ek wil maar net vir u sê, ek glo met my hele hart, hierdie gemeente sal aanhou om dit wat Eddie gedoen het, en Linda gedoen het, te doen. Ons sal ons hand in die Here se hand sit en sê, Here, ons sal aangaan. En ons sal besig wees, en ons sal God se woord veruitdra met lektuur, met die evangelie verspreiding tot daardie dag, dat hy ook die laaste woord oor ons lewe gaan sê. Tot ons daardie woorde gaan hoor, verder, soos Eddie kon sê en Linda kon sê, op pad, besig, weer eens, op die Oceania pad, in die koninkryk van God, om te kan sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voleindig. En ek het die geloof behou, om te kan sê, verder is vir my weggelê. Die kroon van die lewe, wat die Here my in daardie dag sal gee. Ons gaan hy afsluit vanmôre met 'n pragtige lied, wat Linda en Eddie gesing het, by 'n kosbare geleentheid. Ons gaan daarna luister. Let us sing glory, oh yes, glory, Kom ons staan, dan sluit ons af en dan spreek ons die seën van die Here uit. Dan drink ons 'n koffie en 'n teetjie agter. Kom ons buig ons harte voor Here. Ons dierbare en wonderlike Vader, baie dankie dat ons kinders van u genade sorg is. Dankie dat daar mense op die trein van ons lewe klim. Sommige klim af, ander bly vir ewig. Here, kinders van die Here in ons lewe,
Dis mense wat altyd op die trein van ons lewe bly. En al weet ons, Eddie en Linda se stem hier op die aarde gaan nie voort nie. Maar ons het nog al die boodskappe, al die gedagtes, al die pitkossies, om nog steeds vir die wêreld daarmee te bedien. Maar hulle is nog steeds in ons lewe. Hulle sal altyd daar wees tot daardie dag, dat ons mekaar by die skone poort sal ontmoet. Tot daardie dag, wanneer die tyd verby gaan wees, en al die kinders van die Here die stem van God sal hoor, wat sê, kom op hierheen, en ons altyd by u gaan wees, in heerlike harmonie. Soos daar die pragtige Halleluja lied ook sê, sal die kring daarbo ook volmaak wees, eenmaal weer, by die Here. Dankie daarvoor, dankie vir hierdie bemoedigende woorde, dat ons altyd by die Here gaan wees, as Jesus Christus ons verlosser is. Sit u werk in ons harte voor, en bring ons elke dag by die ou plekkie om dankbaar te wees vir mekaar. Ons loof u in Jesus se wonderlike, en dierbare en ewige naam. En mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die opsoekende gemeenskap van sy soete Heilige Gees, met elkeen wees en bly, tot daardie dag dat Jesus ons kom haal. Amen.